Ek lees dan vir ons saam uit Jesaja 53. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is. Omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Ons lees net so ver. In Afrikaans het ons 'n baie bekende gesegde wat sê, as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Nou as 'n kind, of ten minste in die geval van ons drie sissies, het my ouers ons baie gereeld herinner aan hierdie gesegde. Hierdie gesegde beteken natuurlik, as jy nie wil luister nie, as jy wil aanhou met jou stoutigheid, as jy nie wil doen wat jou ouers vir jou sê om te doen, of om op te hou doen nie, dan is pak sla jou voorland. Nou vir ons is dit regverdig. Dit is hoe ons dink dinge moet werk en dinge moet gebeur. Want elke optrede of oortreding het mos 'n gevolg. Nou ons word nie net groot met hierdie beginsels nie. Ons lewe in 'n land en 'n wêreld wat ook gegrond is op hierdie beginsels. Dink maar aan ons regstelsel. As jy te vinnig ry, dan word jy beboet. As jy oor 'n dubbel sperstreep jaag, dan is daar gevolge. As jy iemand se goed steel of by iemand se huis inbreek, dan word jy toegesluit. Maak nie saak wat dit is nie, maar as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. As jy nie volgens die reëls of die regulasies wil handel nie, dan is daar gevolge. In die Ou Testament sien ons dat hierdie selfde beginsel geld wanneer God met sy volk kom werk. As die volk God se wette oortree, dan word hulle gestraf. Dan moet hulle die gevolge van hulle ongehoorsaamheid voel. As die volk volgens God se wette leef, dan word hulle beloon. Dan seën die Here hulle. God self kom sê in Deuteronomium 28 vir die volk, as julle luister na die Here julle God, dan sal die seëninge oor julle kom. As julle nie luister na die Here julle God nie, dan sal die straf julle tref. Deur die geskiedenis en die blaaie van die Ou Testament werk dit dan so. Dink maar aan Eksodus 32, toe die volk die goue kalf gemaak het en aanbid het,
toe is duisende Israeliete daarvoor gestraf. In Numeri 5 kom waarsku God die volk, dat as julle nie gaan omsien na julle naaste se besittings nie, dan moet julle skadevergoeding betaal. Weereens doen dit en dit is reg, doen die teenoorgestelde en hulle word gestraf. So kan ons deur die hele Ou Testament aangaan. Wanneer die volk nie luister nie, dan moet hulle voel. Hulle moet voel want God is altyd heilig en hy is altyd regverdig. Die volk kan nie net sommer doen wat hulle wil omdat God hulle God is nie. Hulle moet nog steeds leef soos wat God van hulle vra. En daarom, as hulle sy wette oortree, dan word hulle gestraf. Dit is hoe dit werk. Daar is geen uitsondering vir geen iemand nie. Nou alhoewel God altyd heilig en altyd regverdig is God natuurlik ook altyd genadig. God bly altyd die God van die volk. Selfs al oortree hulle sy wette, selfs al draai hulle rug op God, God bly hulle God. Selfs wanneer hulle gestraf moet word, dan is God nog steeds by en met hulle. Hy trek saam met hulle deur die woestyn. Hy gee vir hulle mannas en kwartels wanneer die volk honger raak. Hy beskerm hulle teen die aanvalle van die ander volke. God is heilig en hy is regverdig, maar hy is ook altyd genadig. In die boek Jesaja, nadat die volk al hoeveel keer gestraf is vir hulle sondes en hulle ongehoorsaamheid, sien ons dat die volk alweer hulle rug op God draai. Alweer is hulle besig om teen hom te sondig, om nie volgens sy wette te leef nie. Gereeld is die profeet besig om die volk te waarsku, as julle nie wil hoor nie, dan sal julle voel. Hierdie waarskuwing van die profeet val egter keer na keer op dowe ore, want die volk hou aan om teen God se sondig. Hulle hou aan om hulle rug teen hom te draai. Hulle hou aan om vir God te verwerp. En dan kom dit. Jesaja 52 en 53. Nie God se oordeel en sy straf soos wat ons sou verwag het nie, maar 'n aankondiging, wat alles, vir altyd en vir alle gelowiges, ook vir my en vir jou, kom verander. Jesus begin in hoofstuk 52 met die aankondiging, word wakker, ruk julle reg Sion, trek mooi klere aan Jerusalem, heilige stad. So sê die Here, julle sal losgekoop word, maar nie deur geld nie. Terwyl die volk eintlik verdien om gestraf te word, omdat hulle nie wil hoor nie, sien ons dat die profeet kom aankondig dat hulle die ewige redding sal ontvang. Hierdie ewige redding kom sonder enige voorwaardes. Hier staan nie dat die volk net gered sal word as hulle ophou sondes doen, as hulle minder sonde doen, of as hulle sonde bely nie. Hier staan die volk moet wakker word. Hulle moet mooi aantrek, want hulle sal deur iemand anders vry gekoop word. So sal hulle die ewige lewe ontvang. Nou hierdie aankondiging voel amper onregverdig. Hoe kan die volk gered word wanneer hulle God se wette oortree? Hoe kan hulle gered word wanneer hulle hulle rug op God draai? Wanneer hulle kies om teen God te bly sondig? Dis mos nie hoe die gesegde werk nie. Dis mos nie regverdig nie. Die gesegde sê, as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel. Maar nou, alhoewel die volk nog steeds nie hoor nie, kom sê die profeet dat hulle ook nie sal voel nie. Nou dit maak nie sin nie, want nog altyd deur die Ou Testament moes die volk die gevolge van hulle ongehoorsaamheid dra. God self het dit dan vir hulle gesê. Hy het dan vir hulle gesê, ek sal julle seën as julle luister, maar ek gaan julle straf as julle nie luister nie. Jesaja weet hoe vreemd en hoe onregverdig klink hierdie aankondiging, en daarom begin hy ons teksgedeelte met die woorde: wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien?
Gemeente, alhoewel hierdie aankondiging dat die volk gered sal word, ten spyte van hulle sonde, dalk vir ons onregverdig mag klink, moet ons onthou dat ons ook hierby ingesluit is. Ons is deel van die gelowiges wie gered sal word, ten spyte van ons sondes. Alhoewel hierdie aankondiging vir ons onregverdig klink, moet ons raak sien dat dit alles nog steeds te doen het met God se heiligheid, sy regverdigheid en sy genade. Daarom sê Jesaja, moet ons die mag van die Here in hierdie aankondiging raak sien. Want God sê nie dat ons sondes afgeskryf sal word nie. Hy sê nie dat hy ons ongehoorsaamheid sal vergeet en sal maak asof dit nie gebeur het nie. Hy sê in Jesaja 52 vers 3, julle sal losgekoop word. Die volk se ongehoorsaamheid en hulle sonde kom teen 'n prys. En hierdie prys moet nog steeds betaal word. Ons redding is nie verniet nie. Dis bitter duur. Dit kos nie net 'n appel of 'n ei nie. Dit kos 'n lewe. Die lewe van ons Here Jesus Christus, die een wie deur die volk, volgens vers 3, verag is en nie gereken is nie. Vir my en vir jou om losgekoop te kon word, moes Jesus 'n mens word. Hy moes aarde toe kom, hy moes onder ons kom leef het, en hy moes uiteindelik vir ons aan die kruis gesterf het. Sy bloed moes gevloei het, sodat ons sondes vergewe kon word. Hy moes sy laaste asem uitgeblaas het, sodat ons gered kon word. In Jesaja 53 vers 6 tot 10, lees ons presies hoe duur die prys was wat Jesus aan die kruis moes betaal het. Daar staan, ons, die volk, die gelowiges deur die eeue, maar ook ek en jy vanoggend, ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen ons eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat kom. Jesus is in ons plek mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla oor hoe onregverdig dit is nie. Soos 'n lam wat na die slegplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is wanneer hy geskeer word, het Jesus nooit gekla nie. Terwyl Jesus in ons plek gestraf moes word, is hy ook weggelei. Jesus is vir ons sondes gestraf. Hy het die prys betaal. Daarom in sy dood was hy tussen sondaars. Hy wat geen misdaad gepleeg het nie en nooit vals was nie. Hy was by sondaars in sy dood, sê die teks vir ons. Selfs al het hy altyd God se gebooie perfek gehoorsaam. Kan jy sien? Ons sondes, die sondes van die volk, die sondes van die gelowiges deur die eeue, is nie sommer maar net deur God afgeskryf nie. God het nie maar net van ons ongehoorsaamheid vergeet en gemaak asof dit nooit gebeur het nie. In Jesaja 53 kom kondig God aan dat Jesus in ons plek gestraf sal word. 2000 jaar gelede by die kruis van Christus gebeur dit dan ook soos wat God hier gesê het dat dit sal gebeur. Soos wat ons vanoggend hier by mekaar sit, is die prys daarom vir ons sondes ten volle betaal. Aan die kruis het Christus ons reeds vrygekoop, maar nie deur geld nie. Ons is losgekoop deur die bloed en die lewe van ons Here, ons verlosser, ons redder. Jesaja 52 en 53 het alles te maak met God se heiligheid, met sy regverdigheid, met sy genade. Wanneer Jesaja hier die ewige redding kom aankondig, is hy daarom besig om hierdie bekende Afrikaanse gesegde vir altyd vir ons te kom verander. Skielik is hierdie gesegde, as jy nie wil hoor nie, dan moet jy voel, nie meer vir ons waar nie. Want wanneer Jesus aan die kruis sterf, dan kom verander hy hierdie gesegde. Hy kom verander hierdie gesegde sodat dit vir ons sê,
Julle wou nie hoor nie. En daarom het ek in julle plek gevoel. Geliefdes, Jesus kom betaal die prys. Die een wie nooit God se wette oortree het nie, wie nooit gesondig het nie, wie nooit afgedwaal het nie. Hy kom betaal die prys en kom dra die gevolge in ons plek. Aan die kruis kom sê Jesus Christus daarom vir elke liewe een van ons, jy wou nie na my luister nie. Jy het staat gemaak op jou eie krag en jou eie vermoëns. En daarvoor is ek in jou plek deur God gestraf en gepynig. Jesus kom sê vir ons, jy het my wette oortree en het jou rug op God gedraai en daarom het ek in jou plek die lyding op my kom neem. Jy het van my vergeet en daarvoor is ek in jou plek deurboor. Vir jou sondes het my liggaam gebreek. Ek is gestraf sodat daar nou vrede tussen jou en God kan wees. Jy wou nie hoor nie, en daarom het ek in jou plek gevoel. Geliefdes, dit is God se heiligheid, sy regverdigheid en sy genade. Dit is waarin ons die mag van ons Here moet raak sien, sê Jesaja vir ons, in die kruisdood van Christus. Maar God se geregtigheid het nie gestop met Jesus se kruisdood nie. Want 3 dae later, nadat hy ons straf op hom geneem het en sy laaste asem uitgeblaas het, het hy opgestaan. Jesaja sê vir ons in vers 10 tot 12, Jesus het sy lewe as skuldoffer vir ons gegee. Na Jesus se bitter lyding aan die kruis, was dit egter nie die einde nie, want hy het weer die lig gesien met sy opstanding en met sy oorwinning oor die dood. Jesus, die regverdige een, het op so 'n manier ons ook kom regverdig maak, volgens vers 11. Jesus het nie maar net vir ons sondes gesterf nie. Deur vir ons sondes te sterf in ons plek, het ons ook nou deel aan die seëninge wat Jesus van God af ontvang het. Onthou die woorde van Deuteronomium 28, as jy nie luister na wat die Here vir jou sê nie, sal jy gestraf word. Maar as jy luister, gaan jy geseën word. Jesus het altyd na God geluister. Hy het alles gedoen volgens God se wil en volgens dit wat God van hom gevra het. Jesus se beloning vir sy gehoorsaamheid aan God is dat hy gered gaan word, dat hy verlos sal word en dat hy die ewige lewe sal ontvang. Wanneer Jesus dan nou in ons plek aan die kruis sterf, dan kom verseker hy dat ons elkeen op grond van sy gehoorsaamheid ook gered sal word. Dat ons op grond van sy gehoorsaamheid aan God ook verlos sal word. Dat ons op grond van sy gehoorsaamheid ook die ewige lewe sal ontvang. Onthou Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wie in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Aan die kruis kom verseker Jesus, dat geen een van ons verlore sal gaan nie, maar dat ons die ewige lewe sal hê. Dit is waarin ons die mag van ons Here moet raak sien. Geliefdes, vir die van ons wat dan die voorreg het om volgende week weer aan die nagmaaltafel te kom sit, kom sê Jesaja vir ons dat ons ook die mag van ons Here daarin moet raak sien. Want ons sitplek aan die tafel van ons lewende Here was nie maar sommer net verniet nie. Ons sitplek is gekoop deur ons Here Jesus Christus. Want sy bloed het gevloei en sy liggaam is gebreek, sodat ek en jy die voorreg mag hê om aan sy nagmaaltafel te sit, om in sy redding, sy verlossing en sy ewige lewe te kan deel. So mag elkeen van ons, wanneer ons vanoggend hier uitstap, die Here aanhou loof en prys, want hierin moet ons sy mag raak sien. Amen. Kom ons bid saam.